Hulle Bybels blaai na Exodus 1. Ons het nou klaargemaak met Maleagi. En Maleagi 4 vers 4 sê ons: dink aan die wet van Moses, my knegt. Nou, om dit te doen, moet ons teruggaan na Exodus toe. En daarom gaan ons nou begin met Exodus. En in 'n sekere sin begin ons nou met ook 'n evangelie. Josef werk deur Lukas, die evangelie. Ons gaan nou deur 'n ander evangelie werk. En dis die evangelie volgens die tweede boek van Moses, genoem Exodus. Kom ons lees die eerste 7 verse van Exodus 1. Hoor die woord van die Here. Dit is die name van die seuns van Israel, wat in Egipte gekom het. Saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin, Reuben en Simeon en Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele. Maar Josef was in Egipte. En Josef het gesterwe, en al sy broers en daardie hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Net eers daai eerste paar versies, en dis dan waarby ons vandag stil staan. Iemand het gesê, Exodus is al wat ooit gebeur in die skrif. Van Genesis tot Openbaring is die tema Exodus. By elke bladsy waar jy verbyblaai, is dit heeltyd net Exodus. Dis wat die Here doen. God is al besig met Exodus van Genesis 3 vers 15 af, net na die val in ballingskap, weg uit die tuin van paradys in gemeenskap met God, weg van God af. Hy was besig met Exodus toe hy Abraham geroep het uit daai land van hom om na sy land toe te gaan. Hy was besig met Exodus met elke belofte aan die aardsvaders. Hy was besig met Exodus selfs met Lot, daar uit Sodom uit die heidense stad uit. Die hele evangelie gaan oor Exodus. Jesus se werk en sy lewe en sterwe en opstanding word alles beskryf met en in terme van Exodus. En wat by elke Exodus uitstaan reg deur die skrif, is dat hierdie storie en elke storie van Exodus nie in die eerste plek gaan oor die mense van die Exodus nie. Want die mense wat elke keer uitgelei word, want dis wat Exodus beteken, uitgaan. Die mense wat elke keer uitgelei word, is nie mense wat dit verdien nie. Dis regtig nie wonderlike mense nie. Wat elke keer uitstaan is, hierdie gaan oor die God wat hulle red. Exodus openbaar altyd wie God is. Nie net hierdie boek nie, maar die hele skrif. Die Exodus, die hele skrif wat oor Exodus gaan, openbaar wie die God is van Exodus. En dis wat ons nou vandag ook gaan sien in die eerste 7 versies van die boek. Ons gaan kyk na 3 goed
Kortliks net iets oor hierdie storie van die Exodus. 'n Paar beginsels om by stil te staan. Dan die mense van die Exodus en dan derdens die God van die Exodus. Die storie van die Exodus, die mense van die Exodus en die God van die Exodus. So voordat ons nou inspring in hierdie boek is daar net 'n paar beginsels wat ons moet sien vir hierdie boek om dit reg te lees volgens wat die skrif ons leer. So ons sal die boek lees volgens wat die res van die Bybel sê oor die boek en hoe ons die skrif in oor die algemeen moet verstaan. So vers 1 sê vir ons. Vers 1 begin met en dit is die name. Wie begin 'n boek met en? As ek nou 'n storie moet skryf, gaan ek nie begin met en nie. En sê die boek begin nie hier nie. En dis baie belangrik. En sê jy kan nie by Exodus begin nie. En die vertalers het 'n opskrif daarin gesit. Die tweede boek van Moses, genoem Exodus. Daai en sê jy moet terugblaai, jy moet teruggaan na die vorige boek toe en ons gaan dit ook nou doen. Maar net eers en sê vir ons hier is 'n groter storie aan die gang as net Exodus. As ons kyk na die volgende boeke in die ry in ons Bybels, die 3de en die 4de boek van Moses, dan sien ons hulle begin ook met en. Levitikus begin met en, Numeri begin met en. Hier is die een groot storie van Genesis tot Numeri en Deuteronomium wat as 'n geheel gelees moet word. Maar goed, dit bring ons by die vraag, waar kom hierdie een storie vandaan? Soos ons bely en uit die boek self gaan sien, hierdie boeke het een menslike outeur, Moses. Hierdie is die tweede boek van Moses. Ons moet Exodus dan lees as 'n boek geskryf deur Moses. Ons moet dit lees as geskryf deur 'n mens. Die Here self sê self vir Moses later in Exodus, hy moet die gebeure neerskryf en Jesus sê, hierdie is, as hy aanhaal uit Exodus en sê, hierdie is die boek van Moses. So daar's nie twyfel daaroor nie, hierdie is regtig deur Moses geskryf. En dit onderstreep regtig 'n belangrike beginsel. Ons lees Exodus as 'n boek wat bedoel is om te verstaan deur mense, want Moses, 'n mens, het dit geskryf in menslike taal. Hierdie is nie hierdie geheime raaisel wat ons moet ontsyfer en al die getalletjies bymekaar tel en al die Hebreëse woorde mooi in kolomme sit en dis nie onverstaanbaar nie. Hierdie is geskryf deur 'n mens vir mense. Ons lees dit daarom net gewoon soos wat dit daar is. 'n boek, soos wat ek 'n boek gaan lees, soos wat ek 'n brief gaan lees. Ek lees dit geskryf deur 'n mens. Maar dit sê vir ons nog iets baie belangrik vir hoe ons hierdie boek moet lees. Ons moet die woorde van Moses bestudeer met die woorde van Moses. Jy gaan in konteks die WhatsApp bestudeer van jou vrou as sy stuur. Dit is positief. Jy kry WhatsApp en sê dit is positief. Dit kan enigiets beteken. Konteks sê my vrou is al 'n entjie swanger, so dit kan nie 'n positiewe toets wees nie, 'n swangerskaptoets nie. Dit moet iets anders beteken. Konteks sê presies wat word bedoel met hierdie sinnetjie, hierdie kort sinnetjie. Maar goed, so moet ons na enige betekenis kyk in konteks. Ons gaan deur Exodus werk, versie vir versie, hoofstuk vir hoofstuk. En net kyk wat sê Moses deur te kyk na die ander hoofstukke en die ander boeke van Moses. Omdat hierdie een groot storie is van Genesis tot by Numeri en Deuteronomium, moet ons hierdie woorde lees in die konteks van die hele storie van Genesis tot Deuteronomium. En die woordjie en sê dit vir ons. Hierdie is een groot storie, lees dit in die konteks van die hele storie. En net 'n kantnota toepassing, hierdie is hoe ons enige boek in die Bybel moet lees.
is deur in konteks. Konteks van die menslike skrywer ook. Dis hoe ons betekenis kry. Betekenis is nie, van woorde is nooit net in woorde nie. Woorde se betekenis lê ook nie in die deeltjies van daai woorde. Ek moet nou daai woord uitmekaar uittrek en dan die betekenis daaruit kry. Nee, dit is ook deel daarvan, maar jy gaan jouself doodstaar na die woordjie skoenlapper op papier en dalk net die vaagste benul hê as jy nie konteks het nie. 'n Skoenlapper, as jy die woordjie in deeltjies opdeel, skoen en lapper, dit maak glad nie sin nie. Maar die betekenis van skoenlapper kom uit in konteks. Woorde se betekenis is verder ook nie net wat die Woordeboek sê nie. Die Woordeboek se definisie, want sonder konteks gaan die Woordeboek my niks help as dit kom by die woordjie mis nie. Konteks. Maar goed, hierdie sê ook vir ons moet die boek lees net vir wat dit bedoel is, vir wat dit is. 'n Groot gedeelte van Exodus is geskryf as geskiedenis. Dit is 'n storie van God se volk en weer eens dis daai woordjie en wat dit vir ons wys. Dit begin met en, want die geskiedenis wat vorentoe gestoot word. Die Afrikaanse onderwysers sou dalk vir jou geleer het, moenie heeltyd en toe gebruik in 'n storie wat jy skryf nie. Maar dis juist hoe geskiedenis vertel word in Hebreëus. En, as jy daai woorde sien aan die begin van 'n sin in die Ou Testament, dan weet jy, hier is geskiedenis wat vorentoe gestoot word. Levitikus en Numeri begin met hierdie, en toe het dit gebeur. So Exodus is geskiedenis, ons moet dit lees as 'n storie, as 'n verhaal. Dit beteken nie dis fiksie of onbetroubare inligting nie, ons gaan dit nou ook sien. Maar as hierdie geskiedenis is, beteken dit ons moet dit nie lees soos een van Paulus se briewe nie. Of soos die profete nie. Natuurlik, daar's hier en daar tussenin kry ons direkte woorde van God, maar hierdie is geskiedenis. Geskryf as 'n verhaal. Een groot verhaal. So, daai woordjie en sê, so dit lees in konteks van Moses die skrywer en lees as wat dit is, geskiedenis. Maar hierdie een groot storie is nie net Moses se storie nie. Die Here beveel Moses om hierdie te skryf, want hierdie is God se storie. Ons het Exodus lees as deel van God se woord. Hierdie skrif, Exodus ook, is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hierdie ook. Hierdie is vir ons, vir die kerk bedoel as God se woord. Hierdie geskiedenis is dis nie net geskiedenis van die Duitsers of van die mediese wetenskappe nie. Hierdie is foutlose geskiedenis aan die een kant. En ons baie wat meen Exodus het of glad nie plaasgevind nie of is heeltemal foutief in die oorvertelling. Ons gaan dit nou ook sien daar by vers 7. En hulle baseer hulle argumente daarop dat daar word nêrens gepraat buite die Bybel van hierdie volk wat in massas, in miljoene uitgetrek het uit Egipte nie. Daar's nie hierdie papirus wat ons kan opgrawe wat neergeskryf het, dis wat gebeur het nie. Net 'n kantnota, ek dink die Egiptenaars wys hulle is 'n baie trotse nasie, so ek dink nie hulle sou nie. Hulle sou dit wou neerskryf wat hier gebeur het nie. En daarbey, daar is nie veel buite Bybelse bronne wat kan oorbly in die nat gebied van die Nyl nie. Dit gaan alles vergaan. Maar dis net 'n kantnota. So, hulle baseer hulle argumente deur sê nee, ons niks buite die Bybel wat daarvan iets praat nie, of dat hier's nou hierdie wonder van die deurtog deur die Rooi See nie. Sommige sê ook dis nie eens nodig dat Exodus akkurate geskiedenis moet wees nie, want ons kan ons nou die mooi lesie uitkry. Blaai deur Exodus en dan moet ons net dis hierdie storie wat geskryf word en ons net die les daar uittrek, soos 'n fabel. Maar as dit waar is, dan het God nooit met Moses gepraat nie. En hy het nooit die wet ontvang nie.
Al hierdie woorde is opgemaak en daarom het hierdie boek geen gesag. En daar's geen rede om hierdie boek te behandel nie. As hierdie nie geskiedenis is nie, is dit nutteloos om verder te gaan in Exodus. Ons glo in die God van geskiedenis, wat uiteindelik in geskiedenis mens geword het en 2000 jaar terug regtig, werklik as 'n feit van geskiedenis aan die kruis gehang het. Waarna hy werklik opgestaan het as 'n feit van geskiedenis. As dit nie gebeur het nie, is ons geloof nutteloos, soos Paulus sê. En die argumente wat die ouens maak oor Exodus se historiesiteit, gaan hulle sê dieselfde oor Jesus se opstanding. Ja, maar ons kan nog steeds glo die moral of the story daar uittrek. Paulus sê juis, as dit nie gebeur het nie, is ons geloof nutteloos. Ons kan nie toemaak dit in die asblik gooi. Maar goed, hierdie beteken ook, as hierdie God se storie is dit geskiedenis in God se verlossingsplan. Dis verlossingsgeskiedenis of openbaringsgeskiedenis. Dis geskiedenis tussen die buiteblaaie van hierdie boek, God se boek. Dit beteken, ons moet die feite wat ons lees, nie net lees in die konteks van Moses nie, maar in die konteks van die hele skrif, die hele groot storie. Exodus is deel van die groter geheel, tot by Numeri, maar ook tot by Konings en tot by Openbaring. Alles wat gebeur is nie maar net nie. Dis dit nie gebeur en toe daarna, toe sê die Here, okay, hierdie was oulik, kom ons skryf dat Moses dit neerskryf nie. Alles is so haarfyn beplan. Daarom nie iets is in Exodus wat net sommer lukrake oorvertelling is nie. Is alles deel van God se plan om uiteindelik sy seun te stuur om die ware Exodus te wees en te lei. En dit is ook om hierdie rede dat Exodus deel is van God se storie, dat ons kan sê Exodus is die evangelie van die Ou Testament. Exodus is die geskiedkundige prentjie van die ware verlossing wat Jesus Christus gebring het. In die Nuwe Testament skrywers is baie duidelik hieroor. Jesus self sê die wet, die boeke van Moses gaan oor hom. Die woorde vir verlossing wat Exodus bewerk, wat Exodus bewerk het, word net so gebruik om verlossing in Christus te beskryf. Ons gaan dit sien ook soos wat ons nou verder deur Exodus werk. Maar dit sê Exodus vertel ons nie net van Israel, Jakob en sy nageslag wat verlos is nie. Hierdie is God se storie, so dit vertel vir ons die evangelie. En dis baie belangrik om te verstaan vir hoe ons die Ou Testament lees. Jesus se verlossing was nie die nagedagte nie. God het nie Israel verlos uit Egipte en toe gedink, dit sal oulik wees as Jesus hierby inpas nie. Nee, alles in die Ou Testament gaan in die eerste plek oor Jesus. Dis ook die woord van Jesus. Hierdie Exodus is die woord van Jesus, die openbaarder, die woord van God. Exodus is gebou op die bloudruk van Jesus se verlossing wat sou kom. Maar aan die ander kant is ook waar, die Here gee vir ons Exodus om Jesus se verlossing beter te verstaan. As ons Exodus deel gaan werk, gaan ons sien, dis wat Jesus kom doen het. En hy gee vir ons hierdie prentjie, hierdie tasbare, hoorbare, sienbare gebeure, soos wat hy doen in die sakramente, om vir ons te wys, dis hoe verlossing in Christus werk. Dis uiteindelik hoe hy verlos in Christus. Hy gee dit ook, Exodus ook, sodat ons meer gemeenskap met hom kan geniet. Gemeenskap met hom kan geniet en vreugde in hom kan vind. Hom kan ken. Christus kan ken. Dis nie net geskiedenis nie. Hierdie is die storie van God, sodat ons Christus kan ken. So die woordjie en, sê hierdie is geskiedenis,
en in een groot storie van Moses, maar ook akkurate geskiedenis van die groot storie van God. Die God van geskiedenis is die God wat sy storie laat verbygaan in die geskiedenis, in klein en in groot. En as dit waar is, dan is Exodus so vol troos. As God die God is van die Exodus, is hy werklik ook die God van verlossing in Christus. As hy hierdie God is wat hier beskryf word in hierdie bladsye van Exodus, dan is hy die God van opstanding en genesing. Die God van die Exodus. As God die God is van hierdie groot Exodus, dan is hy ook die God van jou klein Exodus. Dan is hy die God wat jou regtig kan genees van elke sonde en elke worsteling en elke versoeking en elke swaar kry wat die ballingskap van sonde in hierdie wêreld veroorsaak. As hy kan doen wat hy hier doen, dan kan hy werklik jou uitlei. Dan is hy werklik die God wat die kerk nou kan uitlei en voortlei. Dan is hy werklik die God van heiligmaking. Die een wat jou en die kerk as geheel kan laat groei in geloof, in sterkte, in getuienis, in liefde, in heiligheid. As hy die God is van hierdie Exodus, dan is hy regtig die God van die Exodus. En dit bring ons dan nou by die laaste beginsel van nou. Wat beteken hierdie geskiedenis nou vir ons? As hierdie maar net 'n mooi storie is, dan stoulik om te lees, ons kan niks veel verder sê nie. Maar hierdie storie, die geskiedenis van verlossing, is die evangelie en daarom moet ons dit toepas. As Paulus praat oor die gebeure in Exodus, dan maak hy hierdie toepassing in 1 Korintiërs 10 vers 11. Maar al hierdie dinge wat in Exodus gebeur het hulle oorgekom as voorbeelde van Christus se verlossing en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So Paulus sê, hierdie geskiedenis is vir jou. Dis vir ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Dit sê, jy moet Exodus lees, want dit is vir jou geskryf. Jy moet dit lees as geskiedenis, as verlossingsgeskiedenis en praktiese geskiedenis. Dis geskiedenis wat bedoel is om toegepas te word. So dis die paar beginsels wat ons nou moet uittrek uit daai eerste woordjie en. Hier is geskryf deur Moses. Dis geskiedenis, maar dis ook deel van God se storie. Dis geskryf deur God. Akkurate geskiedenis van sy verlossingsplan wat toegepas moet word. Kom ons kyk dan nou, hoe begin hierdie boek in die groot storie, sodat ons dit kan toepas. Kyk weer na vers 1 tot 5. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het, saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin, Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Sebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele, maar Josef was in Egipte. Hierdie eerste 5 verse sit nogal ons aandag op hierdie mense. Die mense van die Exodus, waar kom hulle vandaan? En dit sê, hier kom iets groot. Dit sê nie net vir ons moet nou terugkyk nie, ons gaan dit nou doen, maar dit sê ook, hier in die begin, hier word hierdie mense genoem, die 12 stamme van Israel, of die 12 seuns van Jakob. So hierdie 40 hoofstukke wat nou volg, gaan oor hulle. Hier kom iets regtig groot. Maar dis nie, soos ek al gesê het, omdat hierdie 70 mense so wonderlik was nie.
Daai woordjie en sê vir ons moet terugblaai en kyk, wie is hierdie mense? Waar kom hulle vandaan? Hoekom is hulle in Egipte? So die Here sê al 200 jaar voor Eksodus 1 vir Abraham in Genesis 15. Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Nou dit sê nog net dat hulle vreemdelinge gaan wees en verdruk gaan word, maar nie noodwendig in Egipte nie. Maar dan sê die Here daarby, maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees en daarna gaan hulle uittrek met baie goed. So die Here sê vir Abraham, jy gaan uiteindelik in 'n land van vreemdelingskap wees en ek gaan jou nageslag daar uitlei. Uitgaan, dis wat Eksodus beteken. So die Here gebruik daai woordjie vir Eksodus al by Abraham. Uit die land van slawerny en hulle gaan die Here dien in gemeenskap met hom in die land wat die Here vir hulle sal gee. Nou dit gee vir ons 'n breë bril vir hoekom Israel in Egipte is. Die Here het gesê, dit gaan so wees. Hulle as Abraham se nageslag moes soos Abraham ook die prentjie word van God se verlossing in Christus. Die Here wou hê sy volk moet daar in Egipte wees sodat hulle die prentjie kan wees vir Eksodus. Hulle moes in Egipte wees, die land vir slawerny en ballingskap, sodat hulle deur die Here uitgelei kan word om te wys wie hy is. Hy is wat hy is. Hy is die een wat die Eksodus lei. Hulle moes soos Abraham uitgeroep word uit daai land van hulle lewe in diensbaarheid aan 'n ander God, in 'n ander land in, om God daar te aanbid, die land wat hy gee. Hulle moes uiteindelik soos Abraham kom by 'n berg, die berg van aanbidding, berg van gemeenskap met God, waar die Here self die offer sal gee, sodat hulle sy volk kan wees. So, dis 'n breë bril, dis hoekom Israel in Egipte is. Maar die storie spring nie net van Genesis 15 na Eksodus 1 toe nie. Jakob kom uiteindelik op die toneel. Jakob wat nou genoem word daar in vers 1. En hierdie man is regtig sleg. Hy's 'n bedrieër, 'n leienaar. Hy leef sonder vertroue op God en dan sommer 4 vrouens. Dat God enige iets met hierdie man te doen wil hê is verstommend. Dis regtig genade en dis juist die punt hier aan die begin van Eksodus. En dis dieselfde met sy seuns. Lees van Genesis 30 af verder en kyk wie is hierdie mense. Die mense wat daar genoem word. Jakob en sy seuns. Dis aaklige geweld. Die een slaap sommer by sy skoondogter, terwyl hy dink sy's 'n hoer. En dan, as dit uitkom dat sy swanger is, dan wil hy haar laat stenig omdat sy gehoreer het. Hoe skynheilig kan jy wees? En dit stop nie daar nie. Die seuns wat dan in vers 2 tot 4 genoem word, verkoop hulle eie broer. Hulle wou hom eers doodmaak, maar Reuben stop hulle en Juda, wat nou net daarna hierdie skynheilige hoereerder sou wees, stel toe voor, nee, ons het hom verkoop aan die Ismaeliete. Dis die mense wat nou hier in Eksodus is. Hulle het nie 'n baie goeie CV nie. Jakob en sy seuns is nie goed nie. En daarby is hulle ook nie vreeslik indrukwekkend nie. Psalm 105 wat ons net gaan sing sê, hulle was eintlik maar swak. Klein, bietjie terug op die brug. As jy hulle vergelyk, hierdie 70 vergelyk met hierdie magtige nasie van die Egiptenaars. Hulle is swak, sondaars. Waarom sou God Eksodus begin met hierdie manne se name? Maar nou kan mens dalk sê, maar nie al Jakob se seuns was so nie. Dit lyk of daar hoop is. Die res van Genesis vertel vir ons van hoe Josef uiteindelik nie doodgaan in Egipte as 'n slaaf, maar dat hy deur die geloof lewe en onderkoning van die land word
En hierdie man is 'n man van totale toewyding aan God. En selfs in die ergste versoeking, daar met daai vrou, bly hy getrou aan God. Hy weerstaan die versoeking. Dis amper asof hy gee so 'n vinnige kykie na Jesus wat die versoeking weerstaan. Hy's so anders as sy broers. Hy word hierdie instrument in God se hand om sy volk aan die lewe te hou tydens hongersnood, en die spanning vir Israel en sy seuns raak al hoe meer intens in hierdie hongersnood, soos wat jy verder lees, en dit is asof jy jou asem moet ophou, soos wat Josef se geskiedenis aangaan. Josef is hierdie goeie koning, wat die effek van die sondeval kan teenwerk. Die effek van 'n 7 jaar hongersnood kan hierdie koning teenwerk. Hulle sterf nie van die honger nie, as gevolg van hierdie koning. As jy vir die eerste keer die Bybel lees, dan moet jy dink, is hy dalk die groot goeie koning, hierdie Josef? Gaan hy Israel weer uitlei uit Egipte uit en Israel as besitting neem, die land Kanaan, en die vyande vernietig? Is hy dalk die persoon wat kon doen wat die nageslag van Jakob nie kon doen nie? Hy is hierdie seksuele rein persoon teenoor sy broer Juda? Is hy die een voor wie die son, maan en sterre buig volgens sy droom? Is hy die een wat die slang se kop sal vermorsel? Is dit dalk hy? Nee. Josef is ook 'n sondaar. Sterflik, met die totale onvermoë om homself te red. Kyk wat sê vers 6 aan Genesis 1. En Josef het gesterwe. En al sy broers en haar hele geslag, hulle is almal dood. Hoekom? Want hulle is sondaars. Die dood is die loon van die sonde, sê Romeine 6. Nie een van hulle kan hulle self red nie. En hierdie is regtig belangrik om Eksodus te verstaan. Die hele geslag sterf. Dood en hongersnood en slawerny is nie maar net sommer nie. Dis nie natuurlik nie. Dit gebeur nie maar net nie. En dis hoe ons baie keer daarvan praat, maar hierdie is regtig belangrik. Israel is in Egipte en uiteindelik in slawerny as gevolg van sonde. Hulle is sondaars. Almal van hulle, al 70 wat daar aankom, is sondaars. Ja, die verkoop van Josef en soos ons volgende keer dalk gaan sien, afgoderry is dalk spesifieke sondes van Israel. Party sê die melding van hierdie generasie wat uitsterf moet gelees word, soos wat jy Rigters lees, hierdie generasie sterf uit en hulle vergeet van die Here. En dit was dalk so, maar wat ook al die spesifieke oorsaak was, hierdie is belangrik. Eksodus impliseer hier's ballingskap as gevolg van sonde. Hulle is uitgestoot, uitgegooi uit die tuin van Eden as gevolg van sonde. Hulle is sterflik. En dis waarin alle mense van nature is, in 'n ballingskap en slawerny onder sonde. Satan in hierdie wêreld. Ons het saam met ons hoof Adam teen God gesondig. En hy het ons uit die tuin gegooi, weg van sy aangesig af, onderworpe aan die dood, nie in staat om onsself daaruit te kry nie. Ons is in die graf. Dis die prentjie wat geskets word, ons is reeds in die graf. Ons kan nie meer God behaag nie. Ons natuur het verander. Ons is in die dood en veroorsaak net nog meer dood. En dis wat Genesis vir ons wys. Van die begin af, as jy van Genesis 1 tot 11 lees, dis maak dit net nog erger. Elke generasie maak dit net nog erger as wat dit was. En daarom is hierdie ballingskap daar. Verder weg van God af, verder in die dood, verder in die sonde. Weg van God af. En dis hoekom Israel in hierdie land is. Sonde. Hoekom Israel in
En slawerny is uiteindelik sonde. Die enigste manier hoe hierdie mense daaruit kan kom is nie met hulle eie planne nie, maar deur die God van die Exodus en sy profeet. En dis wat vers 7 vir ons wys. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword sodat die land vol was van hulle. Die Afrikaans sê die maar daar, maar dis gepas. Daar was dood, maar die God van Abraham, Isak en Jakob is die getroue een wat uit genade alleen hierdie volk van sondaars seën en sy belofte hou. Dis nie, kyk hoe mooi is hierdie ouens nie. Kyk hoe getrou is God. Kyk wie is die God van die Exodus. Die Here het aan Abraham die land beloof en dat sy nageslag gaan wees soos die sterre van die hemel en die sand van die see. Hier is hulle in 'n vreemde land, maar die Here is getrou. Hy's besig om hulle 'n magtige nasie te maak ten spyte van wie hulle is en was. Nou net om nog meer te beklemtoon dat die Here hulle seën, is vers 7 byna dieselfde as Genesis 1 vers 28. Daai versie sê, en God het Adam en Eva geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, is dieselfde woordjie as daar in vers 7, en vermeerder, dis dieselfde woordjie as daar in vers 7, en vul die aarde, dis dieselfde frase as die laaste deel van vers 7. Die land was vol van hulle, die aarde gevul. So Israel kon hierdie opdrag uitvoer omdat God hulle geseën het. Hulle kon doen wat hulle moes doen, hierdie aarde volmaak met beelddraers van God, die God van redding, want God seën hulle. So vers 7 se maar is regtig nogal groot. Maar die vers onderstreep die maar nog verder. Kyk hoe baie word daar gesê, hulle het regtig baie geword. Was vrugbaar, was baie, vermeerder, buitengewoon magtig, vol. Dit word regtig onderstreep. Dit kan gesê word in een sinnetjie, maar dit word 5 keer gesê. Dis regtig buitengewoon uitsonderlike seën. Nou hierdie is waar datums en tydperke dalk belangrik raak. Ek gaan dit vinnig probeer opsom. So 1 Konings 6 sê Exodus was 480 jaar voor die tempel begin bou is. Dit beteken die Exodus moes iewers in die 1400s voor Christus gewees het. En dit word ook bevestig deur Rigters 11. Ons hoef nou nie daarop in te gaan nie. Maar wanneer hulle presies daar aankom en hoe lank hulle in Egipte was, dis nie net sommer so eenvoudig soos om te sê dis 400 jaar nie. Exodus 12 vers 40 sê en die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het was 430 jaar. Dit klink heel eenvoudig, maar hoor hoe vertaal die King James daai versie. Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. King James vertaal is 'n bietjie anders. Dit sê nie, die verblyf in Egipte was 430 jaar nie. Hulle rondswerwing as vreemdelinge was 430 jaar. En dis presies wat Galasiërs 3 vers 16 en 17 ook sê. Dit sê, die wet by Sinai het 430 jaar gekom na die belofte aan Abraham. Galasiërs 3 sê, dis 430 jaar tussen Abraham en die Exodus. Dis die tyd van vreemdelingskap. En dis hoe ons daai ook moet verstaan. Die tyd van vreemdelingskap was 430 jaar. En dan van daar af, van Abraham af, kan ons dan nou uitwerk, wanneer het hulle in daai 430 jaar by Egipte aangekom, en dit, ons kan nie sommetjies maak, dit kom uiteindelik by 215 jaar. En dit is presies in die helfte. 215 jaar na Abraham die belofte gekry het, kom hulle in Egipte, en dit beteken hulle was 215 jaar in Egipte. Nou, hoekom is dit belangrik vir vers 7? Wel, soos ons later gaan sien, daar's 600,000 man wat uittrek.
So wat beteken hierdie buitengewoon baie regtig? Met buitengewone vrugbaarheid, wat kan jy verwag in 'n tyd van 215 jaar? So, hoeveel mense gaan daar wees as jy vir 215 jaar buitengewoon vrugbaar is, van 70 mense af? As jy gaan sê, hulle het 2 of 3 kinders gehad per huwelik, dan gaan jy nie sê dis buitengewoon vrugbaar nie. En as jy die sommetjies gaan maak, 3 kinders per vrou sou beteken Israel sou na 215 jaar 2300 mense gewees het. Dis al, 3 kinders bring jou by 2300 mense in 215 jaar. Maar nou sê die skrif, daar was 600,000 manne. Dis moontlik iewers tussen, die ouens wat nou die sommetjies kon maak, beter as ek, sê tussen 2 en 3 miljoen mense, wat daar uittrek. Nou kan jy ook sê, maar sure, dis onmoontlik om in 215 jaar van 70 na 2 miljoen mense te gaan. Die sommetjies, dit klink onmoontlik. As 3 kinders jou 2300 mense gee, oor 8 geslagte, as ons maar gemiddeld vat, van 25 jaar per geslag, dit klink asof dit nie sin maak nie. Maar onthou, hierdie is regtig buitengewone vrugbaarheid, buitengewone getalle. Maar dit is ook nie so buitengewoon nie. Met 'n redelike sterftesyfer, met kinders wat doodgemaak is, soos ons nog gaan sien, het die Israeliete van 70 na 2 tot 3 miljoen gegaan in 215 jaar, met om en by 7 kinders per vrou. Iewers daar rondom. En weer eens, dit wat onderstreep word hier, soos ons in die res van die hoofstuk gaan sien, is, ten spyte van lewe in die doderyk, Egipte van slawerny, ten spyte van Israel wat stede bou vir Farao, ten spyte van sonde en dood, seën God buitengewoon. Hy gee kinders, dis regtig besonders goed. En hierdie Israeliete het dit regtig swaar gehad later, maar die Here seën steeds. Soveel historiese meen, hierdie is totaal onmoontlik dat 70 na 2 miljoen kan vermeerder, terwyl hulle nog in slawerny is ook, maar dis juist die punt. Dis buitengewoon bonatuurlike vrugbaarheid van die Here af. Eksodus begin met, kyk nie na die mense van die Eksodus nie. Kyk na die God van die Eksodus. Met 'n kantnota hier, nêrens kry jy die vaagste idee dat kinders vir hierdie mense in slawerny 'n las was nie. Nêrens sê iemand, nou sjoe, ons is slawe, ek kan nie vir elkeen 'n iPhone koop nie, want ons is slawe in Egipte. Sê, kyk weg van die mense en die omstandighede, na die God van die omstandighede, na die God van die Eksodus. Van die begin af is Eksodus se klem nie op die held van die storie nie, as ons kom by Moses nie. Die groot storie van God se verlossing onderstreep dit. Hierdie is die storie van God se verlossing en daarom is dit die storie van sy eer. En dis die doel van die hele Eksodus en dis ook 'n tema, gered om God te eer. God stuur alles tot sy eer en sy alwysheid. Maar hy doen dit alles vir 'n volk wat nie hulle self kan red nie, sodat hulle hom sal aanbid. Hy doen wat hy doen sodat sy volk hom sal eer, maar ook sodat hy homself sal eer voor die vyand. Selfs wanneer die volk terugval in hulle sonde later in Eksodus met die goue kalf en hulle murmureringe en terugverlange na die ballingskap, wys die Here sy goedheid, sy heerlikheid, sy eer vir Moses deur hom te openbaar as die God van barmhartigheid. Hy is die God wat alle eer toekom.
So watter God aanbid jy? Aanbid jy 'n God wat jou altyd die hoofkarakter maak van die storie? Of sien jy's nie veel beter of groter as hierdie seuns van Israel nie. Jy is nie in staat om enigstens te beweeg in die regte rigting as dit kom by diens aan God nie. As dit nie is vir die God van die Eksodus wat jou uittrek uit die kloue van sonde nie. In die klein is God besig met sy goeie raadsplan. En daar is nie in sy goeie raadsplan hierdie ding dat ek die hoofkarakter is nie. Maak nie saak wie op die voorgrond is nie, die mens maak elke keer die gemors. Dis wat die geskiedenis van die Ou Testament ons wys keer op keer. Jy is nie die held van die storie nie, God is. En hierin is ook geweldige groot troos. Ek hoef nie die hoofkarakter te wees nie. Ek hoef nie myself te red nie, want iemand anders, die een wat is wat ek nie kan wees nie, wat doen wat ek nie kon doen nie, is die hoofkarakter. Jesus. Jesus is met al die mislukking en gemors wat ek self aanvang, is hy aan die regterhand van sy Vader besig met die groot storie. En daarom ek hoef nie my eie plan te maak nie, ek hoef nie op myself of enige ander mens te vertrou nie. Na Charlie Kirk en hierdie week nou Woody Buckham se dood en John MacArthur nou aan die ander dag, het ek iewers gesien, iemand vra die vraag, waarmee is God besig? Ja, ek het nie die artikel gelees nie, maar hierso is hierdie groot getuies vir Christus wat sterf. Waarmee is God besig? Wel, nie een van hulle is die held in die storie nie. Christus is. Moet op prins nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind. God is besig met sy groot storie binne in ons klein lewentjies. God is aan stuur van geskiedenis en sy bestuur daarvan is veel dieper in wysheid en rykdom as wat ek ooit kan begryp. So sien die God van die Eksodus wat steeds regeer. Jy hoef nie in jou eie gedagtes gevange te sit nie. Jy het hierdie God as jou God, gelowige. Amen.